Ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly. Welkom broer en suster, ons het so pas ons 40 dae 2025 afgehandel en ons het stilgestaan by ek glo in die Heilige Gees, die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak. Ons het stilgestaan by wie is die Heilige Gees? Wat doen die Heilige Gees in my lewe? Hoe kry ek die Heilige Gees? Die rol van die Heilige Gees in my swaar kry. Hoe weet ek die Heilige Gees woon in my en in ander gelowiges? En hoe hoor ek die stem van die Heilige Gees? En dan is dit vandag my voorreg om sommer hierdie hele 40 dae in 'n oomblik net te kom saamvat. En ek wil by 'n beeld stil staan wat ek dink ons daarmee gaan help. Ons is nou in 'n oorgangsseisoen, dit was heerlike sondae, en ewe skielik toe die dae verander, is mense sommer meer aktief. Mense loop oral. En mense is lief om op wandelpaaie te loop. Mense loop vir dae in die natuur, saam met vriende, saam met geliefdes. En op hierdie wandelpaaie is 'n mens bewus van mekaar se teenwoordigheid. En 'n mens gesels met mekaar soos wat ons wandel. En dis die woord wat Paulus ook gebruik en hy sê, hier's die woord wandel en ek bring dit in konteks met die Heilige Gees. En daarom lees ons van dit in Galasiërs 5 vers 25. Eers in die 1953 vertaling sê dit, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Die 1983 vertaling sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Die boodskapvertaling sê, die Gees het ons splinternuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Maar die woorde waarby ek vandag wil stil staan is om deur die Gees te wandel soos Paulus sê. Nou as ek vir u sou vra, wat beteken dit om in die Gees te wandel? Hoe gaan u dit beskryf? Nou daar was 'n persoon, 'n broer Lawrence, sy oorspronklike naam is Nicholas Herman. Nou hy was 'n leuke broer wat in die Karmeliet klooster in Parys in die middel 1600s gelewe het. Nou hy het hierdie geestelike dissipline begin om te sê, ek beoefen die teenwoordigheid van God. En daar is ook 'n boek geskryf, Practicing the Presence of God. En hy het in die kombuis gewerk en in die sandale herstel winkel het hy gewerk. En hy het homself geleer om elke oomblik bewus te wees van die teenwoordigheid van God. Hy het gesê, wat ek gedink het, wat ek gedoen het, het ek in die Here en vir die Here gedoen. Sy gemeenskap met die Here was nie beperk tot sy oomblik waarop sy knieë gegaan het voor die Here nie. Vir hom was gemeenskap met die Here elke oomblik. Of hy in die kombuis was, of in die winkel die sandale herstel het. Elke oomblik was vir hom 'n oomblik om in die teenwoordigheid van die Here te wees. En daarom roep hy uit met vreugde in sy hart. Hy sê, ek doen nou wat ek sal doen vir al die ewigheid. Ek seën God, prys hom, aanbid hom en wees lief vir hom met my hele hart. Met ander woorde, vir ons vandag, om in die Gees te wandel of deur die Gees te wandel, beteken eenvoudig, dis ons alledaagse lewe. Om in ons alledaagse lewe net diep bewus te wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Of ek agter my lesenaar sit in my kantoor, of ek by die skool is, of ek skottelgoed was. Wat ek ook besig is om te doen, is om diep bewus te wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nou die vraag is, hoekom?
Dit vat ons terug na week 1. Wie is die Heilige Gees? Waar Jesus in Johannes 14 met sy opvaring na die hemel vir die disippels sê, ek los vir julle my Heilige Gees, om in julle te bly, en by julle te wees. Met ander woorde, dis die Heilige Gees, wat saam met ons elke oomblik wandel. As ons net hierdie beeld in ons koppe kan hê. Maar broer en suster, wat is die realiteit in ons lewens? Is ons elke oomblik bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Iemand verduidelik ons verhouding as gelowige met die Heilige Gees met die volgende metafoor. Hy sê, dit is soos 'n huwelik tussen 'n man en 'n vrou, maar dit is 'n slegte huwelik. Hulle bly onder dieselfde dak. Die man maak gebruik van sy vrou se dienste, maar hy kommunikeer nooit met haar nie. Hy erken nie haar teenwoordigheid nie. Hy vier nie sy verhouding saam met haar nie. En broer Lawrence skryf ook verder oor hoe ons God se teenwoordigheid in ons lewe verwaarloos. Hy sê, dink gereeld aan God, gedurende die dag, in die nag, in jou besigheid en selfs in jou vermaak. Hy is altyd naby jou en met jou. Moet hom nooit uitlos nie. Jy sal dink dit is onbeskof om 'n vriend alleen te los, een wat jou kom besoek het. Hoekom moet God dan verwaarloos word? Moet hom dan nie vergeet nie, maar dink gereeld aan hom, aanbid hom, leef en sterf aanhoudend met hom. Want ons kan die een oomblik, kan ons saam met die Heilige Gees wandel. In daai oomblik waar ek 'n belangrike besluit moet maak, in my siekte, in my krisis. En die volgende oomblik, dan wandel ek weer onafhanklik van die Heilige Gees. Dit vat ons terug na die woorde waarmee ek begin het. Ek soek U, God, by God. Ek wil naby U bly. Ek wil naby U bly. Want as ek in die Gees wandel, dan is dit hierdie moment om doelbewus God te soek in en elke oomblik. Om doelbewus, bewus te wees dat hy is teenwoordig. Om my konstant te herinner dat God is hier saam met my, in my en vir my. Dat ek saam met die Heilige Gees wandel. Nou die vraag wat ek myself afgevra het is, hoe kom ons daar? Hoe kom ons by hierdie plek waar ons in die Gees wandel en die heeltyd bewus is van die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons? En ek iets daarvan is my opgesluit in die Griekse militêre term hupotasso. Nou hupotasso beteken woorde soos onderwerp, onder beheer te kom, gehoorsaam te wees, oor te gee, samewerking te gee. En ek dink, dis hoe die Heilige Gees ook in ons lewe is, om my onder die gesag van die Heilige Gees te onderwerp, om onder die beheer van die Heilige Gees te kom, om gehoorsaam te wees aan die Heilige Gees, om oor te gee aan die Heilige Gees, om samewerking te gee, om my lewe oor te gee aan die wil van die Heilige Gees in my lewe, om na die sagte stem van die Heilige Gees te luister. Onthou wat ek sopas gelees het in die boodskapvertaling in Galasiërs 5 vers 25. Hy sê, daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Met ander woorde, ek leef volgens sy wil vir my lewe. En as ons wandel in die Gees, dan was daar 'n belangrike aspek vir broer Lawrence gewees. Hy sê, as ek bewus is van die Heilige Gees in my, dan het ek iemand met wie ek die hele tyd kan praat. Maak die saak waar ek is nie, maak die saak waarmee ek besig is nie. En hy skryf daaroor as hy sê, draai jou gedagtes na God so gereeld as moontlik. Deur klein tree, raak gewoond aan hierdie klein heilige oefening. Dink gereeld van God so gereeld as moontlik. Maak dit jou gewoonte om 'n intieme, nederige, liefdevolle gesprek met hom te behou.
Ek mag dit die ware teenwoordigheid van God noem, of meer van pas, dit is 'n gewoontlike, sagte en geheime gesprek van die siel met God. Hoor net wat hy sê, sagte en geheime gesprek van die siel met God, elke oomblik. Verder sê hy, in hierdie wêreld is daar geen ander lewe meer soet en genotlik as die voortdurende gesprek met God nie. Besluit om jou uiterste strewe te gebruik om in 'n voortdurende bewustheid van sy teenwoordigheid te lewe en indien moontlik hom nooit te vergeet nie. Nou broer en suster, as ons hierdie goed vat en dit sommer net prakties toepas in ons alledaagse lewe, dan is dit daai oomblik waar ek agter die stuurwiel sit, waar ek net dood eenvoudig bestuur, of waar ek gaan loop, dat ek teenwoordig is, want die Heilige Gees is teenwoordig, en dat die Heilige Gees my sommer net inspireer om in 'n oomblik, wanneer ek aan iemand dink, vir daai persoon te bid, of as ek verby mense se huise stap, om vir daai mense in die huis sommer net te bid. Wanneer ek in die skepping stap, om diep bewus te wees van God se hand in die skepping rondom my. Dit wat ek sien, dit wat ek voel, dit wat ek hoor, dit wat ek ruik, om diep bewus te wees daarvan. Wanneer ek na die nuus luister, of ek na die nuus kyk, om te sê, Heilige Gees, waarvoor moet ek bid? Lei my in die woorde waarvoor ek nou vir hierdie ding moet bid. Nou Richard Lovelace het 'n soortgelyke ding geskryf, ook baie lank terug. Hy sê ons moet 'n doelbewuste poging aanwend aan die begin van elke dag om die persoon van die Heilige Gees te erken, om in die lig in te beweeg rakende sy teenwoordigheid in ons bewussyn en ons gedagtes oop te maak en al ons gedagtes en planne te deel, soos wat ons staar deur geloof in die gesig van God. Met ander woorde, Richard Lovelace sê ook, al my gedagtes, al my planne, is wanneer die Heilige Gees vir my sê, kom gee jou bekommernisse, kom gee jou planne, jou idees, jou gedagtes, kom gee dit net vir my. Vertrou dit aan my toe. Ek is die een wat jou wysheid gaan gee, om die regte besluit te maak, en vrede te hê, alle verstand te boven. Om in die Gees te wandel is ook om te sê, ek kan gehoorsaam wees aan die leiding van die Heilige Gees, en nie gehoorsaam wees aan my vleeslike begeertes nie. Dat wat Paulus skryf, Paulus sê, is die Heilige Gees, hier is my vlees, en hierdie twee is in stryd met mekaar. Hy skryf daarvan in Galasiërs 5, vers 17. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. En dan sê hy vers 18, maar as julle deur die Gees laat lei, want as ek my deur die Gees laat lei, dan maak ek my vleeslike begeertes dood, ek kruisig dit. En die Heilige Gees, en wat die Heilige Gees wil hê ek moet doen, seëvier. Om in die Gees te wandel beteken ook, ek ken hom in al my weë, Spreuke 3 vers 5 en 6. Ek ken hom in alles wat ek doen, wat ek dink of doen. Ek ken hom elke oomblik, want hy is my rigtinggewer in my lewe. Hy bepaal waar ek moet gaan en waar ek nie moet gaan nie. Dit is wat dit beteken ook om in die Gees te wandel. Ek wil afsluit met die beeld waarmee ek begin het oor die wandelpad. Maar te sê, wat as ek 'n natuurkenner of 'n natuurgids het, wat saam met ons of saam met my gaan wandel? Iemand wat al die kennis het oor die natuur en hierdie kennis met my deel, en wat my op 'n plek bring waar ek net 'n ander bewustheid het. Ewe skielik sien ek goed wat ek nooit voorheen van bewus was nie. Ek hoor goed wat ek nooit voorheen van bewus was nie.
Ek voel goed, wat ek nooit voorheen van bewus was nie. Dit is wat hierdie natuurgids doen, en hy breek vir my goed oop, en hierdie wandeling word 'n plesier, 'n vreugde, en hy verryk hierdie wandelstap. Nou broer en suster, is dit nie wat ons gids, die Heilige Gees, in ons lewe kom doen nie. Die Heilige Gees maak ons sensitief vir die wêreld rondom ons, vir mense met wie ons elke dag, maak nie saak waar ons is nie, in aanraking kom. Hy maak ons bewus van oomblikke, van situasies, van besluite wat gemaak moet word in ons lewe, want dit is die rol wat die Heilige Gees speel in ons lewe. Dit is om in eenheid, in gemeenskap met die Heilige Gees te lewe. Dit is om weer eens gehoorsaam te lewe aan die stem van die Heilige Gees, wat ons laasweek by stil gestaan het. Dit is om te sê, die Heilige Gees rig my elke doen en late. En ek wil afsluit met Paulus se woorde in Galasiërs 5 vers 16 in die boodskapvertaling, wat hy sê, julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Charles Wesley het soortgelyke woorde geskryf. Hy sê, forth in your name, O Lord, I go, my daily labor to pursue. You only, Lord, resolve to know, en dan sê hy, in all I think or speak or do. Dis wat Charles Wesley geskryf het, dit is wat Paulus geskryf het, dit is waartoe die Heilige Gees vir my en u uitnooi, elke dag, elke oomblik, om bewus te wees van sy teenwoordigheid, en net toe te laat, dat hy saam met ons wandel, en dat ons in gehoorsaamheid saam met hom wandel. Kom ons sluit net die oë vir 'n oomblik. Gees van God, kom waai deur my. Ek stel my oop, laat my oorloop, vanaf u volheid, kom en waai deur my. Kom Heilige Gees, kom vul my hart, my gees, my verstand, raak my nou aan, dat ek kan verstaan, u doel met my lewe, dat ek my lewe, my krag, my vermoëns, aan u kan toewy, u dien met my gawes, ek wil gehoorsaam u dien in liefde, ek lê myself, Heer, voor u neer, maak my getuie van hoop en bevryding, wat in die wêreld u liefde sal uitdra, maak my vrymoedig, diensbaar, gewillig, om met my lewe u te eer. Amen. Broer en suster, ek ken nie die storie vandag nie. Ek weet nie wat in u hart in hierdie 40 dae gebeur het nie. Maar die Heilige Gees het ons elkeen persoonlik intiem op 'n reis geneem in hierdie 40 dae, 'n ontdekkingsreis, waar die Heilige Gees vir ons nuwe dinge kom oopbreek het, 'n nuwe verstaan kom gee het, van wie hy is, en die rol wat hy speel in ons lewe. Die Heilige Gees is in ons elkeen, die volheid van die Heilige Gees is in ons elkeen. Ontvang die seën van die Heilige Gees, gaan leef in die volheid van die Heilige Gees in u, en gaan wees tot seën deur die leiding van die Heilige Gees in die wêreld rondom jou, elke dag. Amen. Come Spirit of God, fill me now. Awaken my life to your guidance. Restore and renew me, revive and reform me. Give me your power to witness throughout all the